Net gou-gou vinnig net weer vir jou 'n recap gee. Nou die van julle wat nou al 'n rukkie saam met ons is, het nou al my speech gehoor rakende vertalings. Ek sê dit glo bloot net vir daar is baie keer nuwe mense wat nie noodwendig weet wat se vertaling om te kry nie en ek gee hierdie vir jou vir 'n spesifieke rede. So as ek en jy gaan kyk na Bybelvertalings, moet ons verstaan dat hulle vertaal 'n Bybel primêr in een van 3 kategorieë. So nommer 1 waarna ons gaan kyk is 'n parafrase. So 'n parafrase Bybel is spesifiek, dis die oorspronklike skrif in 'n baie eenvoudige en 'n alledaagse taal. Dis die hart. Dis hulle vat die woord, hy breek hom baie simplisties af vir my en vir jou. Nou, jy sal kry goeie soos die boodskap wat daarin is. In die Engelse vertalings het jy the Passion Translation, the Message Translation. Hierdie ouetjies val as parafrase. Wat beteken is hy vat die woord wat dit is en hy breek hom so ver af dat jy dit regtig waar maklik kan verstaan. Nou ek stel altyd voor vir ouens as jy nou net begin die Here dien of as jy jou eerste Bybel kry, hierdie is 'n goeie Bybel om te kry bloot net oor as jy nie heeltemal verstaan wat is die groot woorde of die konteks en die goeie soos dit nie, baie goeie plek om te begin met 'n Bybel. As jy ook 'n baie moeilike leser is, as jy nie 'n groot fan is van lees nie, hierdie is ook 'n baie goeie Bybel vir jou. Ek het 'n groot liefde vir die boodskapvertaling, bloot oor die feit is dat hy lees ongelooflik maklik. En so dis waar 'n mens gewoonlik begin. Jy begin jou journey met 'n Bybel daarso vir jonges, soos dat hulle laerskool, hoërskool deurbeweeg, is 'n goeie Bybel om weer iemand op te begin, want hy gee dit vir jou in basiese konsepte. So dis die eerste vertaling. Nou die tweede ene waarna ons gaan kyk, en hierso kyk ons na 'n gedagte vir gedagte vertaling. Wat beteken? Is die vertalers gaan kyk na die oorspronklike Hebreëus, hulle gaan kyk na die oorspronklike Grieks. Hulle vat 'n sinnetjie en hulle vertaal hom so dat jy daai sinnetjie kan verstaan. So met ander woorde, die oorspronklike gedagte wat hulle vir jou gegee het in Grieks of Hebreëus, hy word net so oorvertaal sodat jy die gedagte sal verstaan soos hy was in die oorspronklik gewees. Nou, hierdie is definitief maklike leesbare goeders, hy's bietjie meer ingewikkeld teenoor jou parafrases. So ons sal baie keer die tipiese leesbybel wat ons op 'n Sondagoggend gebruik, val in hierdie kategorie. So die Nuwe Lewende Vertaling, ons gaan nou gesels oor hom, hy val in hierdie vertaling, want hy gee vir jou die gedagte en hy vertaal vir jou die gedagte oor. Dan aan die ander kant het jy 'n woord vir woord vertaling. Wat beteken is hulle gaan vat die Griekse woord of die Hebreëse woord, hulle vertaal die woord en hulle sit hom net so oor en hulle rekonstruk die sin net dat jy dit kan sin maak. En dis jou moeilikste verstaanbare vertalings gewoonlik. Dis 'n baie moeilike ding. Nou baie van julle het groot geword met die 1953 of die 3353 vertaling. Hy is 'n woord vir woord Bybel. As ons gaan kyk na die Afrikaans 2020, hy is 'n woord vir woord Bybel. So dis hoe hulle dit vertaal. Die rede hoekom ek vir jou sê is primêr tweevoudig. Ek het vir jou gesê, nommer 1, dis belangrik om te verstaan dat as jy nou nie by ons aangekom het, hoe vertaal hulle Bybels, wat se vertaling ek kies en hoe ek die beste gaan groei. So as jy 'n 1953 champion is en dis al wat jy lees, by all means, maar moenie die ouens gooi met klippe wat die boodskap lees nie, want die funksie is anderste. Want die een is 'n woord vir woord vertaling, die ander een is 'n gedagte vir gedagte. Wat? Daai is 'n baie moeiliker sin as wat hy suppose was om te wees. Gedagte vir gedagte vertaling. En dan die ander ene is dan 'n parafrase wat vir jou die hy herskryf omdat jy net op die einde van die dag dit mooi sal verstaan. As ons praat van wat ons hier gebruik, en hierdie is natuurlik die Bybels wat ek persoonlik gebruik. Ek sit hulle sommer vir jou op. So die eerste ene, en hierdie is by verre my mees gunsteling, mees onlangste Bybel wat ek huidiglik gebruik. So hierdie is die Nuwe Testament. Hy is geskryf deur Stefan Joubert en Jan van der Walt. Hy sal geklassifiseer word as 'n gedagte vir gedagte vertaling, maar wat teruggaan na die oorspronklike vertaling toe van wat eintlik moet gebeur. So hulle vat die woord wat dit oorspronklik beteken en hulle sit hom oor in 'n simplistiese verstaanbare Afrikaans. So in my persoonlike opinie in Afrikaans,
Hierdie is jou beste vertaling vir die Nuwe Testament wat jy kan kry. So as jy iewerste op die uitkyk is na 'n Bybelvertaling, frankly, ek glo met my hele hart dat as jy hierdie lees, dan het jy nie nodig om na my preke te luister nie. So dan kan jy kerk toe kom vir die kuier en vir die ondersteuning en vir die diensbaarheid en alles wat daarmee saamgaan. Maar hy breek dit so ongelooflik mooi af dat die moeilike verstaanbare of die moeilike woorde breek hy so verstaanbaar af dat ek en jy dit snap. So dis die Nuwe Testament. Die tweede ene is die Nuwe Lewende Vertaling. Hy is ook 'n gedagte vir gedagte, wat beteken meeste van die tyd as jy ons op 'n Sondag sien, verse gebruik of lees, gebruik ons hom. Hy was my oorspronklike gunsteling een gewees, bloot net oor omdat ek 'n moeilike leser is. Ek is nie groot op lees nie. En as gevolg van dit is hy relatief so in die middel van verstaanbaar en akkuraat, maar dis nog steeds baie keer moeilik om woord vir woord uit hierdie ding uit 'n studie gaan doen. Ek sal baie makliker nou in hierdie geval teruggaan na die Nuwe Testament toe. Die enigste rede hoekom ek nie die Nuwe Testament op ons Sondagdienste gebruik nie, is primêr tweevoudig. Nommer 1, hy's nog nie beskikbaar vir iemand op YouVersion nie, en nommer 2 is jy koop sy digitale weergawe, maar binne in 'n leespan. So dat vat jou 365 dae. Hulle unlock dag vir dag soos jy dit lees. Jy moet 'n hele jaar lank om digitaal kan lees voordat hy beskikbaar is op digitaal. So nou as ek 'n vers uit hom uit wil gaan, moet ek hom fisies gaan tik. So dis terrible. So ek gebruik nie die Nuwe Testament nie, alhoewel ek hom verkies, gebruik ons baie die Nuwe Lewende Vertaling. Die ene wat daarna sal gaan is 'n meer 'n woord vir woord vertaling. Dis ons Afrikaans 2020. Nou in my persoonlike opinie, ek dink ek het seker so 3 jaar terug vir die eerste keer om 'n goeie kans gegee in terme van 'n studie, en in my persoonlike opinie is hy beter vertaal as die 1933-53 vertaling. So nou is daar van julle wat voel, hoe durf jy? Maar die basiese beginsel wat jy moet verstaan ook, as jy 'n rekenaar gekoop het in 1953 en jy koop 'n rekenaar in 2020, daar is aansienlike verbetering wat plaasgevind het, en ja, daar was al rekenaars in 1953. Maar die blote feit is ons verstaan dat die ouens wat vertaal het al geontwikkel in hulle kennis, verstaan van die Grieks en Hebreëus, van die kulture, en die vertalings is baie meer akkuraat. So as jy iewerste sou sê, wat is die beste Afrikaanse woord vir woord vertaling, is dit die Afrikaans 2020. En hy lees baie moeiliker, aansienlik moeiliker, nie so vrek moeilik soos die 53 nie. Die 53 baie keer as ek hom lees, dan voel dit asof ek Grieks lees. So dis terrible. Daar's woorde as ek weet nie eens of ek Afrikaans praat nie. Dis 'n baie moeilike ouetjie. Maar as jy groot geword het met hom, verstaan jy seker teen wat daar aangaan. Maar by verre gerank die beste Bybelvertaling reg oor die wêreld op hierdie stadium is die Engelse, die Amerikaners. Hulle doen die NASB, die 2020 weergawe, dis die New American Standard Bible. So hy is ook 'n baie moeilike leesbybel. Jy lees hom nie baie maklik nie, maar in terme van direk vertaal vanaf die oorspronklike Grieks en Hebreëus na Engels toe, is hy gerank nommer 1 in die wêreld. En so hierdie is gewoonlik die 4 vertalings wat ek gebruik in terme van 'n voorbereiding, 'n studie, enige iets wat ons gebruik. Dis gewoonlik, ek cycle gewoonlik deur hierdie 4. Nou hoekom ek dit vanoggend vir jou spesifiek sê, is want gewoonlik dan praat ons by die kerk vanuit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Omdat ons nou in 'n fase ingaan met Romeine 8, gaan ons in 'n gedeelte in wat baie welbekend is vir meeste mense. Maar omdat hy so bekend is, gebruik mense baie keer hierdie verse buite hulle konteks. Nou as jy wil hê ek moet 'n kopseer kry, gebruik jy nou 'n versie buite sy konteks. So ek is nie 'n groot fan daarvan nie. Ek dink ek het 'n liefde vir die woord in sy geheel, dat wanneer ons 'n vers lees, verstaan ons hoekom het die skrywer daai vers gelees. Maar vir my en vir jou om Romeine 8 se gedeeltes reg te verstaan, moet ons gaan na woord vir woord toe, want dis die naaste wat ons kan kom aan die oorspronklike skrywer se hart wat hy probeer kommunikeer. So vanoggend lees ons uit die Afrikaans 2020 uit. En so as jy jou YouVersion app het, as jy dalk 'n ander vertaling by jou, haal jou YouVersion app uit, haal 2020 uit, lees hom saam met dit deur. Vir meeste van ons, my insluitend, ek lees al deur en ek kom aan die einde van 'n paragraaf en ek het nie 'n koekie klou wat ek gelees het nie.
Maar vir wat dit werd is, ons gaan dan vers vir vers gaan ons hom afbreek. So kom ons begin dan Romeine 8 en ons lees hom vanaf vers 16. Ons studie begin by vers 18 vandag, 16 was laasweek, maar net om konteks op te tel, kom ons gaan lees vanaf vers 16. Hy sê vir ons: Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word, want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan verganklikheid met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Dan sê hy in vers 22, ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop. Maar die hoop wat ons gesien kan word, is nie regtig hoop nie, want wie hoop nog op wat mens nie kan sien nie? Maar as ons hoop op dit wat ons nie kan sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. So kom ons begin net gou met vers 16. Hy sê so die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Nou laasweek het ons gepraat oor dat daar is 4 tekens, as jy wil weet of die Heilige Gees in jou is, of jy kind van God is, daar is 4 tekens wat ons kan kyk, en dit het vir ons gekom vanuit ons vorige studie uit, en ons het gesê teken 1, is dit beteken ek het die begeerte om te veg teen sonde. Die tweede ene is dat ek word gelei deur die Heilige Gees, en as ons gesê het ek word gelei deur die Heilige Gees, hy lei ons in heiligheid in, wat beteken die Heilige Gees wil jou meer heilig maak. En dan die derde teken was dat die Gees roep uit in my gees, dat ek sal uitroep, Abba Vader, liefdevolle Vader. Wat beteken dat ek erken God as 'n liefdevolle Vader, dat hy genadig is, dat hy 'n absolute vaderhart het vir my. Dis wat plaasvind in my hart. En dan die vierde ene, hy sê, en dis waarmee ons hier eindig, hy sê die Gees getuig self teenoor ons gees, dat ons kinders van God is. Wat beteken die Heilige Gees bevestig in jou hart dat jy kind van God is. So dit is wat ons laasweek gegaan het. En dan sê hy in vers 17, maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Nou as hy praat hierso van ons is erfgename, beteken dat jy erf iets. Nou in ons area van jou pa gaan dood, kry jy iets as hy doodgaan. Die verstaan wat jy moet verstaan is erfgename, is ek kry deel aan dit wat my vader besit. So met ander woorde, as ek en jy dink dat ons is erfgename van God, dan beteken dit dat God het sy versoening vir ons gee, wat beteken daar is nou teenwoordigheid wat ons kan beleef van God. Dit beteken dat ons kan deel in God se heerlikheid. Daai is wat vir my en vir jou beskikbaar is, omdat ek en jy kind van God is. So daai gebeur alles saam met dit, en dan weet ons dat hy gee vir ons toegang tot die ewigheid. So met ander woorde, as ons praat van erfgename, dit wat God is, ons gaan deel kry in dit wat God is. Dis wat hy vir ons noem om te kan sê ons is erfgename. As hy sê ons is mede-erfgename saam met Christus, dan bedoel hy dat dit wat ons as erfgename kry van God,
kry jy bloot, nie omdat jy oulik is nie, nie omdat jy nice is nie, nie omdat jy goeie goeders doen nie, ons kry hierdie net omdat Jesus dit gedoen het aan die kruis. So met ander woorde, dat Jesus het gemaak dat ons saam met hom dit kan erf. So dis die idee wat hy vir ons gee, is hierdie toekomstige deel word van wie God is, maar ook wat ek en jy vandag sal kan beleef in deel daarvan. Maar nou sê hy, hierdie is net beskikbaar vir die wat inderdaad saam met Jesus ly. Nou as ek en jy praat van lyding, die Engelse woord is mooi, dis suffering, as jy suffer saam met Jesus. Nou ek en jy moet verstaan dat teen die tyd wanneer ons in hierdie gedeelte inkom, vanaf vers 18 tot en met vers 28 toe, gaan hy praat van in twee areas wat ons lyding ervaar. Nommer 1, en dis waarna ons nou gaan kyk, is lyding saam met Jesus. So hier kom en hy sê vir jou dat as jy 'n erfgenaam wil wees van Jesus, moet jy verstaan dat saam met 'n erfgenaam wees, saam met kind van God wees, saam met in verhouding met God wees, saam met hierdie kom daar lyding, daar kom suffering. Dit beteken daar kom pyn, daar kom hartseer, daar kom ongeweldige seer in jou wese. Dis wat gebeur saam met kind van God wees. So daar is 'n definisie wat ons sê dat daar is 'n lyding saam met Jesus. Nou as ons hierdie wil gaan definieer, dan gaan kyk ons nou spesifiek na Johannes 15. So as jy nou jou Bybel het, kan jy Johannes 15 oopmaak. Maar hierso gebeur dit dat hy praat nou vir ons oor die prys van Jesus volg. So Jesus is besig om met sy disippels te praat. Hulle is nou die laaste aand net voordat Jesus gekruisig gaan word. Dit was die laaste nagmaal wat hulle gehad het. En Jesus is nou besig om met hulle te gesels en hy maak hierdie volgende stelling in Johannes 15 vers 18. Hy sê as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld julle lief hê soos sy eie. Maar omdat julle egter nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, juis daarom haat die wêreld julle. So hier kom Jesus en hy sê dat as die wêreld jou haat, nie worry nie, die wêreld het vir Jesus eerste gehaat. Hy sê die enigste tyd wanneer die wêreld jou nie haat nie, is wanneer jy vanaf die wêreld kom. Nou as ons praat van die wêreld in hierdie konteks, dan praat ons van iemand wat nie 'n gelowige is nie. Dis mense wat nog leef onder die mag van Satan. Dis mense wat buitekant die geloof staan en wat leef net soos dit hulle wil. En hy sê, as jy gehaat word deur daai mense, is dit 'n goeie ding. Want die wêreld het 'n liefde vir mense wat lyk soos die wêreld. Wat beteken? As jy kuier soos die wêreld kuier, gaan jy okay wees. As jy gaan lieg soos die wêreld lieg, gaan jy fyn wees. As jy gaan skinder soos die wêreld skinder, gaan jy pelle hê. As jy op 'n plek gaan kom wat jy pretty much doen en leef soos die wêreld leef, dan gaan jy fyn wees. Die wêreld gaan nie 'n probleem hê met jou nie. Ja, jy gaan hier en daar konflik hê, maar vir wat dit werd is, jy gaan mense hê wat dink soos jy dink en voel soos jy voel. Dis wat gaan gebeur. En as ek en jou nou in vandag se konteks nou wil gaan sit, moet ons verstaan om te kan sê dat as ons praat van lyk soos die wêreld, dan bedoel ons hierdie halfhartige Christene wat sê ek is 'n Christen, maar my leefstyl spreek niks van 'n verhouding met Jesus nie. As jy so leef, is jy fyn. Dan het die wêreld nie 'n issue met jou nie. Dis wat gebeur. Ek en jy moet verstaan dat ons verstaan hierdie konteks dat as jy lyk soos die wêreld, klink soos die wêreld, kuier soos die wêreld, dan gaan die wêreld fyn wees. Dan gaan jy by 'n plek instap en jy kan by die bar instap en almal gesê, "Hey, hoe gaan dit? Eyster, jy's ons like jou koi. Gaan jy vir ons hierdie rondte 'n klomp drinks gee?" Dis wat gebeur. Is die wêreld gaan fyn wees met jou. Maar die oomblik wanneer ek en jy teen dit stoot, en as ek en jy begin leef wat die woord vir ons sê, nou skielik gaan Jesus jou leefstyl bepaal, en skielik gaan jy uitgesluit word uit conversations uit. Skielik gaan mense nie besigheid met jou wil doen nie. Skielik kan jy in situasies wees waar jy te nagekom word, op grond van die feit dat jy weier om te lyk soos die wêreld lyk. Daai tel is lyding.
So in ons konteks is lyding nie soos wat dit was in die Nuwe Testament, wat hulle gooi jou in die tronk, hulle boikot jou besigheid, hulle slat jou de mekaar en maak jou dalk dood nie. Sien, meeste van ons wat lyding sal ervaar in vandag se konteks in Suid-Afrika is omdat jy leef soos Jesus wil hê jy moet leef en die wêreld hou nie daarvan nie. Wat beteken as jou baas vir jou sê, lieg net vir die kliënt en sê net vir hulle die materiaal is laat en jy sê vir die baas, sorry, ek kan nie. Daai is nie 'n goeie conversation om te hê met jou baas nie. Wat gebeur is daar is iets wat oorlog begin voer in jou wese. So met ander woorde, as hy kom hierso en hy praat van as jy 'n erfgenaam wil wees saam met Jesus, gaan jy moet bereid wees om te ly soos Jesus. Wat beteken dat die wêreld het hom heel eerste gehaat. So as jy wil fyn wees met almal om jou en praat en vloek en sê en grappies vertel soos almal om jou, want jy wil die ore hê en conversations hê en deel wees van 'n crowd, dan sê ek vir jou daar is 'n groot krisis op pad. Want deel van Jesus volg beleef ons die wegstoot. Ons beleef die vernedering van ja, daai ouetjie is hy's 'n Bible basher. Daai ouetjie, hy maak nou maar net asof hy 'n Christen is. Daai ouetjie is hy sal nou kom en hy sal nou net doen wat dis daai tipe stellings wat gebeur. Jy begin leef en okay wees dat almal jou so ken. Hey man, ons is mos pelle. So dis wat ons doen. Lyding moet besef word dat as ek en jy begin leef soos Jesus geleef het, gaan die wêreld jou sien en weet jy is nie deel van hierdie wêreld nie en dan gaan die wêreld jou haat. Op 'n stadium dan kom Jesus en hy in Matteus 5 dan breek hy nou hierdie konsep af. Nou onthou, Matteus 5 is waar hy praat oor die saligsprekinge in jou 53 noem hy dit. Geseënd is hulle wat. So hy begin vir ons met hy sê gelukkig is die wat arm is van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is hulle wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges. So julle onthou daai gedeelte, dis Matteus 5. Teen die tyd wat hy by vers 10 kom, dan sê hy gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle wanneer mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. So met ander woorde, vervolging, verdrukking, verwegstoting van die wêreld, as ek en jy wil verstaan wat beteken om te ly saam Jesus, dis wat dit beteken. Beteken dat my lewe sê nie, spreek nie meer soos wat die wêreld om my lyk nie. Ek lyk nie soos ander besigheidseienaars nie. Ek lyk nie soos ander mense in my groep nie. Ek lyk nie soos dies wat saam met my op skool is nie. Ek lyk anderste. Want Jesus is die ene wat my bepaal. Nou, as ons daai verstaan, so nou sê hy vir ons, so mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So die lyding wat gebeur op aarde, beteken jy toegang tot die heerlikheid wat saam met Jesus gekom het. En dan kyk hy vir ons nou, en hy gaan vir ons hierdie ding afbreek, en dan sê hy vir ons, ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. So hy sê, as jy die twee met mekaar vergelyk, vat al jou pyn, vat al die seer, vat al die lyding wat jy ervaar, vat dit wat jy ervaar by die werk, dit wat jy ervaar wat mense vir jou sê, dat jy een of ander klooster is, dat jy een of ander Bible basher is, dat jy wat ook al die geval mag wees, wat ook al hulle vir jou sê, al daai wat jy beleef, hy sê, kan nie vergelyk met die heerlikheid wat gaan kom nie. Nou ons ken die konsep van vergelykings, dat jy nie een met 'n ander een kan vergelyk nie. As ek en jy dink aan die sport van boks, jy kry 'n strawweight, so dit is die baie klein oudjies wat boks, hy begin omtrent so hier by 48 kg. As jy 48 kg weeg as jy boks, dan tel dit as 'n strawman weight. So dis wat gebeur, is jy lyk basies soos 'n strooitjie. Dis min of meer wat daar gebeur, 48. Nou as jy 'n ou vat wat 48 kg weeg en jy sit hom teen 'n heavyweight wat 90 kg weeg,
Daai tel hulle as dis nie 'n contest nie. Jy kan nie die twee teen mekaar vergelyk nie. Die een is net ver sterker as die ander ene. Ons kan dit gebruik vir rugby ook. As jy die Springbokke vat teen die Ire, dan besef 'n mens die Ire het net kaarte gespeel. Hulle het eintlik in die kant net gesit met geel en rooi kaarte en snap speel. So vir wat dit werd is, kom ons gebruik nie die Ire nie. Maar kom ons sê jy gebruik Welkom Gimnasium se eerste rugby span en jy laat hulle uitdraf teen die Springbokke. Jy kan nie die twee teen mekaar vergelyk nie. As ek en jy sê dat ons met die gewig tussen 'n sandkorrel en die aarde teen mekaar vergelyk, dan sê ons jy kan nie die twee teen mekaar vergelyk nie. En hier kom Paulus en hy sê dat al die seer en al die lyding en al die pyn wat jy ervaar omdat jy Jesus volg, al die vervolging wat jy beleef, al die boikot wat jy beleef, al die houe wat jy beleef, as jy al hierdie bymekaar sit, kan dit nie vergelyk met die groote heerlikheid wat gaan kom saam met Christus nie. Sien, ons kyk in die pyn, ons kyk in die verwyte en die verwerping, ons beleef hierdie goeters. En ons sê, maar ek sien nie kans daarvoor nie, maar dit is te seer. En hier kom en hy sê vir ons, maar skuif jou perspektief, dat jy moet verstaan, saam met hierdie lyding kom daar 'n heerlikheid wat ver groter is. Dat teen die tyd wanneer jy die heerlikheid ervaar, dan gaan jy nie eers terugkyk en dink dat dit was moeite gewees nie. Dis wat hy vir my en vir jou sê. So hierdie lyding wat kom saam met Jesus voel vir ons vreemd en dit voel vir ons weird om te kan nee sê vir 'n klomp pelle of dit ook om nee te kan sê dat ek gaan nie skinder nie of ek gaan nie X, Y en Z in my besigheid doen nie. Jy voel asof dit erg is en jy voel asof jy gaan ly, maar hy kom en hy sê vir jou dit kan nie vergelyk nie. So die eerste een is lyding saam met Jesus. Die tweede lyding waarvan hy nou gaan praat ook, is sinlose lyding. Sinlose lyding. Nou, as jy Prediker gaan lees, as jy die boek Prediker gaan lees, dan so halfpad deur gaan jy jou polse wil afkou. So dis 'n verskriklike depressing boek. Want net, hy sê, hy beleef alles. Nou moet julle onthou, hierdie is Salomo. Hierdie ou was skatryk gewees met al die wysheid in die wêreld. Nou, weer eens, ek question altyd die wysste konsep daarvan bloot oor jy kan nie 700 vroue en 300 byvoue hê en baie slim wees om daai te kan regkry nie. Ek sukkel my dood met een vrou. Sy wil nie 'n onderdanige vrou wees nie. Ek sukkel. Ek spot wat sy kyk actually die preek in 4 vliegies. So met ander woorde, as ons gaan kyk en ons besef dat Salomo, wysste ou, rykste ou wat alles gehad het. Hy beleef alles op hierdie wêreld en jy kan sien, jy sien die hele boek Predikers, hy worstel met alles doen. Hy kuier saam met die mense, hy besit alles, hy beleef alles, hy gooi homself in al die plesier in en elke keer kom hy terug en hy sê dit is sinloos. Vanity. Die oorspronklike Hebreëus, as jy daarna gaan kyk, dis soos om te gryp aan iets wat niks substance het nie. Dis soos as jy 'n wolk sien of om 'n bol rook sien en jy probeer gryp aan dit en jy gryp deur dit. Jy dink jy gryp aan iets vas, maar daar is niks nie. En nou kom hy en hy gaan nou vir ons vertel, Paulus gaan vir ons vertel van hierdie lyding wat ons vandag beleef, is sinloos. Dit voel vir ons dat daar is geen rede daarvoor en daar is geen hoop daarvoor en daar is geen goed wat hier uitkom nie. Daar is niks wat lekker is in hierdie proses nie. So hy lees vir ons vers 19, met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Nou kom hy nou sê dat die skepping wag dat die kinders van God bekend gaan maak. Nou wanneer gaan dit gebeur? Ons beleef hierdie saam met die koms van Jesus. Onthou weer eens, gaan kyk bietjie links en regs van jou, en besef nou hier links en regs van jou sit 2 kriminele, okay? So nou die vraag is nou, wat is een van hierdie kriminele is die grootste krimineel? Maar nou die ding is, as jy vir daai krimineel vra, dan sê hy vir jou hy's 'n Christen, en so ons kan op aarde mense hoor wat sê hulle is Christen, maar jy het geen idee of hy reg is nie. Die enigste een wat oordeel van harte, is die dag wanneer jy voor God staan. Voor God staan jy en jy gaan daai dag kan jy niemand kan flous nie. Jy kan alles en almal hier op aarde draai flous in hoe jy lyk en hoe jy leef, maar die dag wanneer jy voor God staan is die dag wanneer jy weet my geloof was genuine.
En so nou kom en hy sê die hele skepping wag vir die dag wanneer Jesus terugkom. En op daai dag maak hy sy kinders bekend aan hom. So hierdie is die afwagting wat die skepping na uitwag. En dan sê hy vers 20, hy sê want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan. Nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. So met ander woorde, nou kom hy hierso en hy praat van die toestand van die aarde is op 'n plek wat ons besef dat hy is deel van 'n sinlose bestaan. Nou dink bietjie aan hoeveel mense het jy al gehoor of dalk self gesê, wat is die doel van die lewe? So jy gaan deur die lewe en dan voel net partykeer soos flat. Dit is net soos hoekom? Wat is die rede vir hierdie goeters? Jy beleef iets en dis wat Salomo beleef. Hy sê jy gooi jouself in alles in. Jy dink dat plesier is die ding wat vir jou die meeste vreugde gaan gee en in die middel van die plesier is daar hierdie oomblik van ekstasie wat jy beleef, maar dan besef 'n mens jy word net leeg gelos na dit. En dan kom Salomo en hy jaag agter wysheid in en hy sê as jy wysheid en kennis het, hy sê dan het ek dit met alles in my gedoen, maar hy sê dan selfs as jy daar kom by die hoogte, die pinnacle van wysheid, stap jy aan die ander kant weg en dit is leeg. Daar is niks. En dan jaag jy agter besittings aan om goederes te kry. En hierdie ou sit met paleise en koninkryke en hy is in besit van ander konings en van alles. En hy het alles wat hy nodig het en hy besef maar hierdie goederes los hom leeg. Elke liewe keer kom hy en hy bereik die hoogte van alles. En hy besef elke keer los dit ons leeg. En dis wat gebeur, hierdie wêreld produce vir my en vir jou iets. En jy dink dat as ek dit gaan bereik, gaan ek beter voel. As ek net almal het wat my like, gaan ek beter voel. As ek net 'n beter kar het, as ek net 'n beter werk het, as ek net skuldvry kan wees, as my pensioen net daai bedrag gaan wees, as ek net daai goedes kan kry, as ek net kan vrede hê in my familie, as my kinders net kan groot word, as my kinders net kan trou, as my kinders net ergens te probeer jy jaag vir 'n doel en as jy daar aankom, besef jy is leeg. Want is sinloos. En in hierdie wêreld sit ons met hierdie sinloosheid en ons kan net niks doen om hierdie te verander nie. Nou sê hy dat hierdie wêreld is in hierdie toestand, nie uit sy eie keuse nie, maar deur hom wat dit aan hom daarop onderwerp het. So wie het hierdie aarde in hierdie toestand gesit? God het hierdie aarde in die toestand gesit op grond van Adam se ongehoorsaamheid. So met ander woorde, God het geskep, hy het 'n wêreld geskep wat lewe moet bring, lewe moet gee, wat geen dood beleef het nie. En toe was Adam ongehoorsaam. Die toestand van hierdie wêreld en hoe hy nou is, en die sinloosheid daarvan, is op grond van Adam se ongehoorsaamheid. Dis wat ons huidiglik beleef. En dan gaan ons verder en hy sê die skepping hoop om self vrygemaak te word van die verslawing aan die verganklikheid met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Hy sê hierso dat die wêreld is 'n slaaf. Hy's 'n slaaf aan verganklikheid. Hy is 'n slaaf wat besig is om heeltyd dood te beleef. Nou gewoonlik as ons praat van boosheid, evil in Engels, dan praat ons van daar's 3 tipe evils. Daar's 'n menslike boosheid. Dit beteken dat die korrupsie wat in ons as mense se hart is incredible intens. Beteken daai sonde bring jou in 'n toestand van boosheid wat wêreld nie kan sien nie. Dis mense wat mekaar uitmoor, mense wat steel van ander, dis mense wat lieg en bedrieg, dis die toestand van ons hart. Daar is 'n menslike boosheid. Dan praat ons van 'n geestelike boosheid, dis die Satan wat jou wil vernietig. Hy wil alles in jou vernietig, dat jou huwelik uitmekaar uitval, dat jou finansies uitmekaar uitval en dat jy uiteindelik nie geloof in God moet hê nie, sodat jy 'n ewigheid van dood sal beleef. Dis sy hart, dis wat hy wil hê. En dan natuurlik kan praat ons van 'n natuurlike boosheid en dis waarvan hy hier praat. Dan praat hy hierso van dat hierdie wêreld waarin ons is in 'n toestand van vernietiging. So as ek en jy gaan kyk na natuurrampe, dan kyk ons na hierdie goeters en ons beleef hoe incredibly intens bring hierdie goeters verwoesting. Wat gebeur as 'n tsunami uitgaan? Wat gebeur met 'n tornado? Wat gebeur met 'n aardbewing wat 'n hele helfte van 'n stad kan insluk? Dis wat gebeur as ek en jy gaan kyk na hierdie goeters en ons besef dit lyk asof die natuur besig is om oorlog teen homself te maak.
saam met hierdie beleef ons selfs die diereryk. Ek meen, gaan stap jy bietjie deur die Kreerwiltuin en kyk hoe gaan dit. Huh? Iewerste gaan jy op YouTube opeindig. So dis wat gaan gebeur. Is ons besef en die groot deel is as nie net eers so intens nie, maar dink net bietjie aan hoeveel mense met klein babietjies, dis die babietjies doodgebyt deur die hond. En dan vra jy vir die mense, maar wat het gebeur? Hoe het jy toegelaat dat daar Alsatian in daai huis gaan wees? En hulle sê, ag, weet jy, daai hond sou dit nooit gedoen het. Nooit in my lewe gedink aan ons sal dit doen nie. Hy was die liefdevolste hond ooit. Wat gebeur? Dis natuur is in 'n plek wat hy besig is om vernietiging te beleef. Dis wat ons sien. As ek en jy gaan dink aan siektes in ons lewe, dink aan kanker, dink aan wat COVID gedoen het. Ons dink aan hierdie goeters en dit is die natuur wat besig is om teen homself te draai, want dit is vernietiging. Dis 'n natuurlike boosheid wat vernietiging bring op grond van Adam se ongehoorsaamheid. So nou kom en hy sê die skepping hoop om self vrygemaak te word van die verslawing aan vir verganklikheid. So met ander woorde, hierdie wêreld is deel as 'n slaaf aan hierdie vernietiging. Genesis 1, Genesis 2, God skep ongelooflik mooi. En dit was goed. En toe kom sonde. Nou het ons 'n tweede wet van thermodynamics. En dit sê dat alles is besig om in 'n proses van afbreek in te gaan. Wat beteken alles is besig om van orde na wanorde te beweeg. Alles is besig om af te breek. Dis letterlik 'n wet van die natuur, van thermodynamics, alles wat ons sien en beleef. Wette was in plek gesit om hierdie afbreek te beleef. So met ander woorde, ons is besig om hierdie verganklikheid te beleef. En dan sê hy, so die skepping hoop om self vrygemaak te word van dit, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God, te kan weet dat ons wat kinders van God is, self sal vry wees van hierdie verganklikheid. En dan sê hy vers 22, en ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sig ja in geboortepyne verkeer. Wat beteken dat hierdie wat ons beleef, jaar op jaar raak goeters erger. Daai is soos 'n vrou wat in geboortepyne ingaan. En hoe nader jy aan die geboorte kom, hoe meer intens word die geboortepyne. Daai kontraksies word al erger en al seerder. En hoe meer dit gebeur en hoe korter dit op mekaar is, hoe nader beweeg 'n mens aan die punt van geboorte. En so as jy Openbaring gaan lees, deur ons Openbaringsstudie sien ons en ons beleef hierdie, dan sien ons 7 seels word oopgemaak en ons sien vanaf 1, 2, 3, 4, 5, 6ste seels, dit raak al hoe erger, dit is besig om te groei. So vanaf waar Jesus hemel toe gegaan het, regdeur tot by wanneer Jesus gaan terugkom, is daar besig om goeters te gebeur en dit raak al hoe erger. En ons beleef die 7 trompette en is besig om al hoe erger te word, want hier is wat ons sien en beleef, is dat hierdie aarde gaan in 'n plek in en dit raak al erger. En dan gaan kyk jy en jy dink terug aan toe jy as 'n kind op die strate kon buitekant speel en met 'n fiets wees en hoe jy vandag mure so groot het dat jy net hoop dat niemand jou kinders raak sien in jou erf nie. Dis die verskil, alles raak erger en hy sê dat hierdie wêreld is soos in geboortepyne besig om hierdie te beleef. Ons sien dit, ons beleef dit, daar is 'n verganklikheid aan hierdie skepping. Maar daar is 'n hoop waarna ons uitsien, vers 23. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as eerste gawe ontvang het, sig innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. So nou kom hy en sê, dis nie net die skepping in sy geheel wat hierdie beleef nie, maar ons as kinders van God beleef hierdie ook. Ons wat die Gees van God in ons het, beleef self hierdie ding. Jy voel hierdie worsteling, jy voel hierdie konstante tension. En wat met ons gebeur as gelowiges, hier is wat ons beleef. Omdat ons, en ek het laas die voorbeeld gebruik, soos 'n hoender is wat sy kop afgekap is, het jy in jou menslike wese
hierdie sondige natuur wat konstant besig is om op te kom. Dis nog steeds, ek en jy is vasgevang in verwerping, wat beteken dat jy wil alles doen om in te pas. Ek en jy val nog steeds in die feit dat ons minderwaardig voel. Ek is nie goed genoeg nie en jy sal alles doen om daarby uit te kom. Hierdie is die toestand. Dis 'n vernietigende toestand. Dis 'n toestand wat jy sit en jy beleef hierdie gemors in jou lewe en jy sê, maar Here, hoe lank nog? Hoe lank gaan ek nog sukkel met angs? Here, hoe lank gaan ek nog sukkel met pornografie? Here, hoe lank gaan ek nog sukkel met hierdie goeters? Jy sit en jy beleef hierdie sonde en jy is besig om van jou kop af te gaan. Maar in dieselfde asem beleef ons die heerlikheid van God, wat beteken, ek het nou toegang tot God. Wat beteken, ek kan nou in die teenwoordigheid van God kan gaan, en hy kan met my praat, en ek kan hom beleef, en hy kan my emosies verander, en hy kan my situasie verander, en hy kan my heeltemal in my wese transformeer, en ons sit met hierdie beide. En aan die een kant beleef ons dood en ons beleef hierdie tension en die gemors wat hiermee saamgaan, maar aan die ander kant beleef ons 'n gedeelte, 'n fraksie van die heerlikheid, wat eendag ons mee gaan inwees. En hy sê, soos wat die skepping besig is om te sug en te kreun en te steen, is ons as gelowiges ook besig met hierdie worstelingproses. Ons is besig en ons weet waartoe ons gaan. Ons weet wat is die uitkoms. Ons weet wat is die heerlikheid. Maar vir nou beleef ons hierdie suffering wat saam met dit gaan kom. En sê hy vers 24, ons is immers verlos in hoop. Hy sê ek en jy hou vas aan hoop. Nou hoop, 'n beter vertaling vir hoop is daar is 'n anker waaraan jy vashou. So hoop word iets soos 'n substance wat jy aan kan vashou. Han sê, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie, want wie hoop nog op wat 'n mens kan sien? So as ek en jy dink dat aan goeders wat ons kan aantraai vashou op hierdie wêreld, jy dink jy hou vas aan jou huwelik en voordat jy weet, kry jy 'n speed wobble en iemand verneek iemand. Iewers te kom jy op 'n sekere punt dat jy dink, "Jesus, maar miskien my kinders. Dis die plek wat ek gaan vashou." En dan kom jou kinders en hulle trou met iemand wat jy dink, "Jee, 'n regte krimineel." Nee? Of hulle kom op 'n punt en hulle sê, "Maar ek kies nie meer Jesus nie." Jy dink jy anker jouself in jou finansies en dan beleef jy 'n ekonomiese crash in jou pensioenstickets. Iemand doen jou in besigheid. Iewers te dink jy sit jou hoop in iets wat jy kan sien, en die oomblik wanneer jou hoop is in dit, gaan jy agterkom dat daai fondasie van waarin jy kan sien, gaan jou drop. Dis hoekom hy sê, wie sit nog hulle hoop in goedes wat ons kan sien? Waar het jy ooit gedink dat verandering nie plaasvind in jou lewe nie? Hy sê, maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So as ek en jy praat oor goeders wat ons nie kan sien nie, dan beteken dit ek sit my geloof in my verhouding van God. Ek sit my geloof in die versoening van God. Ek sit my geloof in die genade, die liefdevolle hart van God, sodat wanneer alles om my uitmekaar uitval, anker ek my in my identiteit in God. Wie is ek ten spyte van alles wat uitmekaar uitval? Wie is ek ten spyte van die gemors in my lewe? Want as ek myself daarin anker, is daar 'n toekoms vir my. Dan is daar 'n ewigheid wat ek gaan deel kry in die heerlikheid van Jesus. Ek is 'n mede-erfgenaam saam met Christus. En dit gebeur net as ek myself anker in iets wat ek nie kan sien nie. Dis hoekom dit so belangrik vir ons is om ons Bybel te lees, om te verstaan wat dit sê en om hierdie goeders te begin lewe as waarhede in ons hart. In die oomblik as jy jou oë van dit afhaal en vashou aan iets wat tydelik is. Hoeveel keer het jy al gedink dat jy is heeltemal fyn en dan is daar 'n skudding van een of ander ding. Daar's iets wat in jou hart plaasvind as dat selfs die grond waarop jy staan nie meer substance het nie. Dis wat gebeur. Dat jy jou lewe lang kan leef en jou gesondheid is fyn en in 'n oomblik is dit net nie meer nie. Maar as ons hoop is in wat ons nie kan sien nie, daai gee vir ons 'n uitkoms, daai gee vir ons 'n toekoms, daai gee vir ons iets om aan vas te hou. Dan sê hy, vers 25, maar as ons hoop op dit wat ons nie kan sien nie,
dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ook ons in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self in vir ons met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. So nou kom hy en hy sê, as jy in jou pyn sit, as jy in jou smart beleef, daai oomblik van jou donkerste, wanneer alles om jou uitmekaar uitval, wanneer ek en jy in hierdie wêreld beleef ons hierdie sonde, ons beleef die pyn, jy beleef die verlies van iemand naby jou, jy beleef al hierdie chaos wat om jou is. Hy sê, as ons in daai oomblik is, in jou oomblik van swakheid, hy sê, dan kom die Heilige Gees en hy help jou. Maar nou die vraag is, hoe help hy jou? So hier kom hy en hy sê, hy kom tot jou swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Nou ek weet nie of jy al op 'n punt was, wat jy soveel pyn ervaar het, dat al wat jy doen is, jy lê en snik voor die Here. Jy beleef, dis 'n diep seer wat in jou wese. Jy het geen woorde om te bid nie. As jy in daai oomblik is, daai oomblik wanneer jy nie 'n cooking clue het wat om te bid nie, wat se woorde om hier uit te kom nie, hy sê in daai oomblik, dan tree die Gees self vir ons in, met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Wat beteken is dat die Heilige Gees vat daai belewenis vir jou, dit wat jy ervaar in jou wese, en hy is besig om in te tree en dit voor God neer te sit. En hy is besig om in jou plek vir jou te bid. Dis wat gebeur. Hy is besig om vir jou in te tree. Die nuwe lewende vertaling lees dit so. Hy sê, dit wat ons nie in woorde vir God kan sê nie, sê die Gees daar namens ons vir hom. Dis wat gebeur in daai wese. Nou party ouens gebruik hierdie as 'n vertaling van dit kan wees dat dit die tale is en goeders, dis nie wat gebeur nie. Hierdie is wanneer ek in my wese lyding ervaar en ek het nie 'n cooking clue wat om te sê of hoe om te bid nie. Dan is die Heilige Gees daar. In daai oomblik is hy besig om in te tree vir jou. En dan sê vers 27 vir ons, hy, wat God is, wat die harte deurgrond. God ken jou hart. So God, wat jou hart ken, weet wat die bedoeling van die Gees is. So al het jy nie woorde wat jy kan uiter om voor God te bid nie. God wat jou hart ken, weet presies wat die Gees vir jou voor hom bid. Julle, hierdie is incredible om te verstaan. Dat in daai oomblik van jou grootste swakheid, wanneer ek voel ek het niks nie en jy twyfel in alles om jou, in daai oomblik is die Heilige Gees besig om vir jou in te tree en God wat jou hart in jou wese ken, weet presies wat die Heilige Gees vir hom sê. En sê dat hy volgens die wil van die God vir die heiliges intree. So die Heilige Gees is besig om volgens die wil van God vir jou in te tree. En dan kom hy in vers 28 wat ons so goed ken. Hy sê, en ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet en wat volgens sy voorneme geroep is. Wat beteken dit in daai oomblik van seer en pyn en lyding, of daai lyding gegrond is in mense wat jou verwerp omdat jy volg en lewe soos Jesus, en of jy in lyding sit op grond van 'n sinlose, vernietigende wêreld, in daai oomblik sê hy dat die Heilige Gees tree vir jou in en alles sal ten goeie meewerk. Wat beteken in daai oomblik, so erg en so intens soos wat dit voel, maak God die belofte dat alles sal ten goeie meewerk. Hoekom? Want in ons lyding het ons die Heilige Gees wat in ons is en vir jou intree. God wat jou hart ken. Hy ken jou in jou wese. Weet presies wat die Heilige Gees aan hom kommunikeer. En Heilige Gees bring jou in lyn met God se wil. En daarom sal dit uitwerk vir my en vir jou. En dis die hart van Romeine 8, verse 18 tot 28. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het
om tyd saam te kan spandeer. Ek bid Here, soos dat ons hierdie sien en beleef, bid ons Here dat ons net so in genade voor U kan wees. Here, dat ons kan besef, Here, dat ons beleef pyn en ons beleef lyding. En Here, baie keer so erg, Here, dat ons nie 'n idee het wat om te bid nie. Maar Here, hier sien ons en ons beleef, Here, dat daar is 'n uitkoms, Here, wat begin met eerstens, dat ons suffering sal embrace, sal besef, Here, dat lyding, omdat ons U volg, Here, is omdat hulle die wêreld U eerste gehad het. Here, mag ons verstaan, Here, dat daar is 'n ewigheid van heerlikheid wat kom saam met dit. Here, wat kom, Here, en glad nie kan vergelyk met die pyn en die suffering wat ons beleef het nie. Maar in dieselfde asem bid ek, Here, dat wanneer daar mense is, Here, wat in hulle swakheid na U uitroep, mag ons in daai oomblik besef, Here, dat U is besig om ons gebede vir ons te bid. Mag ons daarin hoop vind, in Jesus naam. Amen.